Welkom by vandag se tekkiesdiens. Hoop jou week was lekker en as jy verjaar het, dat dit sommer baie lekker partytjie ook kon gehad het. Ek wil so twee goedes vir ons net uitlig wat belangrik is op ons kerkkalender. Die eerste ene teken so lank op jou dagboek aan is ons golfdag die 16de April, dis 'n donderdag. En dit is sommer so net 'n week nadat die skole begin het in die tweede kwartaal. Boek so lank daai datum, ons sal vir julle vinnig eersdags inligting stuur en sodat jy kan inskryf en kan deel word daarvan. Dan is ons ook nog besig met ons 10de maand dankoffers en ons wil julle regtig ook uitnooi om, indien dit vir jou moontlik is, om op so 'n manier ook jou tiende te kan gee. Dit help vir ons in die bediening ook, soos wat julle ook laasweek in ons eredienste gesien het, Shal vir ons so 'n bietjie 'n breakdown gegee van wat ook in die gemeente se finansies aan die gang is en hoe jy op 'n manier ook kan bydra. Maar ons 10de maand dankoffer is een van ons groot maniere hoe jy ook kan bydra. So baie dankie ook vir reeds vir almal wat vir ons daarmee ook gehelp het. Ek wil vra dat ons sommer net sal bid en dan vra ons die Here se seën ook vir vandag se saamwees. Here, baie dankie. Dankie vir nog 'n week van u genade, u liefde in ons lewens. Dankie dat u ons ook vanoggend deur die woord en deur die Heilige Gees wil seën. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ek groet julle vanoggend ook in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Baie welkom by ons en geniet dit saam met ons. Kom ons sing nou saam. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so swaar om jou laste te dra. 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 Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Maar dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Nou julle, ons het so 2 weke terug met 'n nuwe reeks ook begin wat gaan oor die liefde en ons het daai eerste Sondag het ons vir mekaar gesê, ons het nog Valentynsdag tema gehad en gesê, maar ek en jy is God se kosbaarste Valentyn, nê? So God kyk nie na ons en sê, maar pas op wat jy doen of wees versigtig, ek gaan jou straf en dis glad nie hoe God is nie. God is 'n God van liefde en ek en jy is sy kind en ons behoort aan hom. En daarom is ek en jy sy kosbaarste Valentyn. Verlede week het Dominee Kryk met julle gepraat oor die vrug van die Gees, nê? En dat die liefde moet dit kan wys. Ons moenie vrotvrugte wees nie, maar ons moet gesonde en goeie vrugte wees sodat mense dit in ons lewens kan sien. Nou, ons gaan vanoggend so 'n bietjie stil staan by hierdie tema van diensbaarheid. So hier is 'n bak en hierso is 'n handdoek en julle gaan sommer dadelik weet waaroor hierdie tema ook vanoggend gaan. Maar voordat ons gaan lees uit die Bybel uit en die storie van vanoggend uit die Bybel uit gaan saam bietjie oor gaan dink, wil ek vir jou vra, as jy weet jy gaan môre gehok wees, nê? Jou ma sê vir jou is time out, môre die hele dag, maar jy kan nou vir die volgende 4-5 ure kan jy doen net wat jy wil. So tipe van 'n yes day, nê? Wat sal jy doen as jy 'n yes day kon gehad het? Sê gou vir mekaar daarso by die huis. Nou, ek sal nogal graag wil gehoor het wat julle almal sou wou gedoen het as jy 'n yes day kon gehad het.
Maar in ons storie wat ons vandag saam 'n bietjie oor gaan lees en gaan dink, het Jesus nog net 'n paar ure oor om te leef, voordat hulle hom gaan vang en hom gaan seermaak en hom uiteindelik gaan kruisig en hy gaan doodgaan, het hy nog net 'n paar uur om oor te leef. En hoe hy sy laaste ure spandeer het en wat hy gedoen het, is regtig nogals iets wat ons as mense en as kinders van die Here aanraak. So, dis die donderdag aand, voordat Jesus gekruisig is, en hy is besig om te sit en te eet saam met sy disippels. En wat nogal vreemd was, en ek dink die disippels, toe hulle daar in die kamer ingestap het, waar hulle sou geëet het hulle gesien, maar daar is nou nie iemand wat ons voete was nie, nee? Want dis gewoonlik hoe dit sou gewerk het in daai tyd, want alle mense het nou nie sulke nice tekkies of skoene gehad, soos wat ons gehad het, hulle het sulke oop sandale gehad, en dit was nie teerpaaie nie, dit was grondpaaie, stofpaaie, nee? So hulle voete het vuil geword, en hulle, jy weet, dit was modderig en stowwerig, en hulle was moeg as hulle daar by die kamers aangekom het. So as jy by 'n huis aangekom het, waar jy moes gaan sit en eet het, was daar 'n slaaf gewees, 'n man gewees wat daar gestaan het, en hy het sou 'n bak gevat het met water, en dan sou hy die mense se voete almal gewas het, voordat hulle dan nou gaan sit het en eet het, want as hulle gesit en eet het, was dit nie 'n tafel met stoele soos ons nie, dit was 'n plat tafel, so op die vloer, en dan het jy nou kruisbene gaan sit, op jou boude gaan sit, en dan het jy so langs mekaar gesit. Nou kan jy net imagine, as almal se voete nou vuil was, en jy sit nou so langs mekaar daar, en jy moet nou kos eet, en hier is 'n vuil voet, wat hier naby jou kosbak is, sal dit mos nou 'n bietjie grous wees, nee. So dis hoekom hulle jou voete gewas het, voordat jy gaan sit het, en gaan eet het. Maar hier stap die disippels in, en Jesus in, daar's niemand wat hulle voete gewas het nie. Hulle gaan sit daarso by die tafel, en toe op 'n stadium, toe staan Jesus op, en hy vat daai bak water, en hy maak die handdoek om sy lyf vas, en hy stap om die tafel, en een vir een was hy sy disippels se voete. En toe Jesus by Petrus kom, toe sê Petrus, maar Here, ek kan mos nie my voete was nie. Hierdie is 'n slaaf se werk om te doen. Dis nie die leermeester, dit is nie God se werk om my voete te was nie. En Jesus sê vir hom, Petrus, as ek nie jou voete was nie, dan kan jy nie my disipel wees nie. En Petrus sê toe vir Jesus, maar Here, dan nie net my voete nie, maar sommer my hande, my gesig en my hele lyf, van kop tot tone wil ek gewas wees. En ons is, in hierdie volgende 40 dae, is ons in die lydenstyd. Nou lydenstyd, julle, het nou Woensdag begin, met as Woensdag, ons het 'n diens hierso by die kerk gehad, en van as Woensdag tot met Paasfees, daai Sondagoggend, wat ons vier, wat Jesus uit die dood het opgestaan het, dit noem ons lydenstyd. En in hierdie volgende 40 dae, gaan ons ook op hierdie lydenspad stap, wat Jesus gestap het. En ons gaan ook bietjie kyk, maar hoe kan ons iets van God se liefde en die liefde wat hy vir ons het, hoe kan ons dit ook na mekaar toe uitgee en na mekaar toe uitleef? Kyk, so om mense se vuil voete te was, julle, dit is mos 'n grous ding om te doen, nee. Dit is 'n werk wat nie een van ons sommer wou gehad het nie. En dit was 'n werk wat hulle daai tyd gedoen het, wat slawe moes gedoen het, nee. Is nie 'n werk wat Jesus sou gedoen het nie. So ek wil gou hê, julle moet gou met mekaar praat, daar waar jy is, wat se grous werk is daar alles, wat daar in en om die huis gedoen moet word? Wat se goedjies is daar, wat jy dink, maar ek is nie lus om hierdie ding te doen nie. Vertel gou vir mekaar. So, miskien het jy dalk gesê, dis iets so skorrelgoed was, of miskien is dit, as daar 'n babatjie in die huis is, om daai vuil doek van die babatjie te ruil, dis grous. Of om die vloere te was, nee, dit is ook nie altyd lekker nie. Of om die honde se grous
poef op te tel daar buite, of as hulle dit dalk gepiep het in die huis, dit is nie lekker nie, dis grous, of om die bossies uit die tuin uit te trek, dit is nie lekker nie. En as ons eerlik is, papas en mamas, en nou praat ek met julle, dan is dit hierdie tipe werk wat ons uitkontrakteer aan ander mense, nê. So ons het bediendes, en ons het nannies, en ons het huishulpe, en ons het tuinmanne, en tuiningenieurs, en tuindienste, wat al hierdie goed vir ons doen, en dit is so ja, want ons het nie altyd die tyd om by al hierdie goeders uit te kom nie, nê. Maar Jesus kom leer vir ons, en vir sy disippels, wie God is, en hoe God is. Die mense en die disippels wat daar so by die tafel gesit het gedink, God sal nooit eenvoudige vissermanne se voete was nie. Dis nie 'n werk vir 'n God nie. Dis 'n werk vir 'n slaaf. Maar dan doen Jesus juis dit. Hy buig af. Hy gaan buig daar met die bak water by die disippels se voete. Hy was dit skoon. Hy droog dit af. En hy wys vir ons, en hy wys vir die disippels, dat 'n eienaar is nie belangriker as 'n slaaf nie. En hoor wat sê hy dan vir sy disippels hier in vers 15. Ek is vir julle 'n voorbeeld, sê Jesus. Julle moet ook doen wat ek vir julle gedoen het. Ek sê vir julle, en dit is seker, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. 'n Boodskapper is ook nie belangriker as die man wat hom gestuur het nie. Julle het nou gehoor wat ek sê. As julle dit doen, dan sal julle gelukkig wees. So julle, as ons graag vir God en vir mense wil lief wees, dan moet ons bereid wees om na die voetewasplekke van hierdie lewe te gaan. Kom ek verduidelik, wat is voetewasplekke, nê? So as ons, het ons nou gesê, as jy hier verby die kerk ry, of jy is hier in die eredienste, sal jy sien, en op ons website, ons roeping is, ons is hier vir God, vir mekaar en vir ander. Nou nêrens in daai roeping staan daar, ons is hier vir me, myself en I nie, nê? Ons is hier vir God, vir mekaar en vir ander. So die voetewasplekke, julle, is die plekke waar God is. Dis die plekke waar ons mekaar kan dien. Dis die plekke waar ons ander mense kan dien. Nou waar is daai, want ons, om mense se voete te was, dis nie iets wat ons doen vandag, dit is wat hulle in Jesus se tyd gedoen het. So, die plekke waar ons mekaar se voete kan was. Kom ons begin sommer daar by die huis. Ek het 'n dosent wat altyd gesê het, as jy in die hemel kom, gaan die Here vir jou 'n paar vrae vra. Hy gaan vir jou vra, hoe het jy met jou man of jou vrou gepraat en gewerk? Hoe het jy met jou kinders gepraat en gewerk? Hoe het jy met jou hond of jou kat gepraat en gewerk? Hoe het jy met jou bediende of jou tuinman gepraat en gewerk? Dit is die plekke waar ek en jy kan diensbaar wees. Dis die plekke waar dit regtig saak maak. Vir die kinders, hoe praat jy met jou mamma en jou pappa? Luister jy vir hulle? Of moet hulle 3 of 4 keer of 5 keer sê, bly nou stil of tel op jou goeders, nê? Nee. Julle, kom ons wees eerlik, die wêreld is nie 'n lekker plek partykeer om in te wees nie. Maar dan moet ons huise 'n lekker plek maak. Dit moet vir ons lekker wees om soontoe te gaan. Dit moet nie vir ons 'n plek wees wat suur is en om sleg te wees en ek sien nie uit daarna om huis toe te gaan nie. Nee. Ons huise moet juist die plek wees waar ons sê, maar ons is daar want ons dien mekaar. Ons dien vir God, ons dien mekaar, maar ons dien ook ander mense. Ons huise moet 'n lekker plek wees. Dit moet nie 'n plek wees waar ons elke dag op mekaar gil en skree en mekaar smeek om goetertjies net gedoen te kry nie. Kom ons maak ons huise 'n plek van diensbaarheid.
'n plek waar ons mekaar ophelp en aanmoedig en bemoedig. By die skool, julle, is dit kan dit ook 'n plek wees waar jy diensbaar kan wees, nê? Nee. Dis ook 'n voetewasplek by die skool. Daar's elke dag geleenthede waar jy jou diensbaarheid vir ander mense kan wys. Daai maatjie wat sukkel om sy tas te dra. Jy's dalk groot en sterk, man, help met daai maatjie met sy tas. Jy stap daar in by die skool, daar lê 'n paar papiere. Jy kan daai papiere optel, jy kan dit in jou sak sit en jy kan dit in die asblik gooi as jy by die asblik verbystap. Daar's soveel maniere hoe ek en jy kan diensbaar wees. Hier by die kerk, jy kan kom help om die glasies uit te pak voor die diens. Jy kan kom help om die beskuitjies in die mandjie te kom sit. Jy kan jou kategese meneer of juffrou kan jy kom help en die plek vir hulle ook makliker maak. Daar's soveel maniere om by die huis, by die skool en by die kerk elke dag diensbaar te wees. En hierso is waarmee Jesus vir ons uitstuur. Hy sê, vers 17, julle het nou gehoor wat ek sê. As julle dit doen, dan sal julle gelukkig wees. Nou ek weet van niemand van ons, nie een van ons wat na hierdie video ook kyk, wat sê ek wil nie graag gelukkig wees nie. Ons wil almal graag gelukkig wees. En dis wat Jesus hier sê. Hy sê as ons hier gaan wees vir God, vir mekaar en vir ander, dan gaan ons gelukkig wees. As ons bereid is om na die voetewasplekke van hierdie lewe toe te gaan, om te sê, maar ek is nie belangriker as ander nie. Ek is ook bereid om diensbaar te wees en 'n verskil te maak. Dan sê Jesus, dan gaan ons gelukkig wees. So ek wil jou uitnooi en ek wil jou uitdaag. Kom ons gaan wees diensbaar. Kom ons wees nederig. Kom ons wees dies wat sê, maar ons wil graag 'n verskil maak daar waar ons is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie dat U 'n slaaf geword het vir elkeen van ons. Here, dankie dat U bereid was om U lewe te gee vir elkeen van ons, om ons sondes te vergewe. Here, baie dankie dat ons kan weet, Here, U is die beste voorbeeld wat daar kan wees van iemand wat diensbaar was. Here, en ons weet, ons leef in 'n tyd wat dinge wat ons dit graag maklik wil hê. Dis vir ons maklik om sommer net 60-60 te bestel en iemand kom lewer goedjies by jou af, of jy betaal vinnig op carry, betaal jy vinnig jou goedjies en jy bestel op Mr. Delivery en dinge is maklik. Maar Here, ons wil graag ook 'n verskil maak daar waar ons is. Help ons, Here, om geleenthede raak te sien, om 'n verskil te maak. Help ons om diensbaar te wees. Help ons, Here, om U hande en U voete te wees daar waar ons is. Here, mag ons nooit dink ons is belangriker as enige iemand anders nie. Nie belangriker as die tannie wat in ons huis werk nie. Nie belangriker as die oom wat die bossies in ons tuin uittrek nie, of ons swembad skoonmaak nie. Here, nie belangriker as die een wat by die robot staan en smeek vir 'n stukkie brood nie. Here, my help ons om U hande en die voete ook om daai plekke te wees. Here, ek bid vir elke gesin, vir elke mamma, vir elke pappa, vir elke kind. Here, mag ons in hierdie week wat voorlê, U liefde ook vir ander mense gaan wys. Dit is ons gebed in Jesus Christus se naam. Amen. Mag julle 'n geseënde en 'n wonderlike week hê. Ons sien julle weer volgende week.